Môre geliefde, welkom op hierdie sonnige winters Vrydagoggend. Nou in die Bybel is daar baie karakters waarvan ons eintlik bitter min weet, maar wat tog so geweldige groot impak op ons het. En een van hierdie persone verwys ons vanmôre na Genesis 5 toe. Henog het naby God geleef. En hy was nie meer daar nie, want God het hom weggeneem. Henog ook 'n interessante figuur in die Bybel. Al wat ons van hom weet is dat sy seun die oudste mens geword het wat ooit geleef het. En al neem ek en jy in ag dat hulle destyds dalk die ouderdom en tyd 'n bietjie anders bereken as vandag. Stel Methuselem se 969 jaar, selfs Henog se rype ouderdom van 365 jaar in die skadu. En dan kom Hebreërs skrywer in Hebreërs 11 en hy noem Henog as een van die groot geloofshelde van die Ou Testament. En dit hoofsaaklik net op hierdie paar woorde wat ons hierbo aangehaal het. Henog het naby God geleef. En van al die ander moontlike dinge wat ek en jy oor sy lewe kon skryf, is dit net hierdie een sinnetjie wat saak maak. Henog het naby God geleef. Kort, kragtig, maar geliefde, oorgenoeg. Volgens Hebreërs 11 vers 7, Henog het geleef soos God wou. Gelukkig kry 'n mens nie eintlik die geleentheid om jou eie grafskrif te skryf nie. Anders sou daar seker nog minder eerlike opskrifte gewees het. Maar vra jou vanmôre die vraag af. En ek het moes gister 'n familie gaan sien waarvan ons die pa môre begrawe. En ons vra hierdie vraag vir ons vanoggend opnuut onsself af. As jy vandag sou sterf, sou jy op jou grafskrif kon sit? Hy het naby God geleef.
Here, ek weet dat daar 'n dag kom, dat U my ook kom haal en neem na waar U is. Maar help my om elke dag tot die dag kom, dat ek naby U sal leef. Dat ek sal leef soos U dit wil hê. Amen. Liefde, mag ek en jy vanmôre ook net weer bewus wees van wat God se wil vir ons is. En mag ons so gaan leef. Tot môre as dit sy wil is.